Goeiemôre by Strome van Lewende Waters. Baie welkom aan elke luisteraar. En vandag wil ek met julle gesels oor iets baie belangrik. En dit is, maak Jesus wakker. Ons is tans in die Weskaap, hier in St. Helena Baai, en selfs in die Kaapse kant, beklei die wind en die water behoorlik. Ek het baie foto's van huise gesien wat se dakke afgewaai het, bome wat ontwortel is, strate word riviere, en motors is sommer meegesleer of onder 'n afgebreekte boom beland. Nou Jesus sê in Markus 4 vers 39, toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. As ek sien watter verwoesting die wind kan maak, is dit nie iets wat ons altyd ervaar as 'n koel briesie in die skaduwee nie, maar daardie selfde element kan ons stormagtig bevrees maak en skade aanrig. As mens Markus 4 vanaf vers 35 begin lees, dan sê die woord, op dieselfde dag moet hulle oorvaar na die ander kant. Daardie dag het Jesus hulle geleer deur middel van gelykenisse, juist dat mense hom beter kan verstaan en hoe sy hart dink en hoe hulle geloofspad kan loop. Hulle het 'n nuwe en ryk openbaringskennis ontvang van Jesus se stories en wat 'n wonderlike tyd was dit nie. Dieselfde dag van sulke kosbare openbaringe sê Jesus vir hulle, kom ons gaan oor na die ander kant. Dit was by die see van Galilea. Hulle het die skares agtergelaat en Jesus het saam met hulle in daai boot geklim. Jesus het aan die slaap geraak en in die agterkant van die boot gelê. Daardie selfe boot slaap hy, terwyl die disippels vreesbevange probeer vasklou en koers hou. Ek dink hulle moes self gedink het, hoe kan Jesus slaap as hulle besig is om te kom? Het jy al gewonder hoekom Jesus so rustig geslaap het terwyl die wêreld se onstuimighede om ons woed? Dalk is jy in so 'n storm, en dalk is jou storm 'n siekte, 'n moeilike huwelik. Miskien waai jou wind jou koersloos in 'n rigting, want die toekoms lyk nie hoopvol nie. Miskien is jou storm verlies of angs, miskien is dit depressie. Let op dat hierdie disippels het Jesus in die boot gehad, en steeds het hulle nie eers na hom toe gegaan nie. Hulle het Jesus so naby gehad, maar eers het hulle self probeer om die situasie te red, tot hulle besef het, hulle gaan sterf. Die disippels het nie met 'n gebed gekom na Jesus nie, maar met 'n verwyt. Die skrif sê, Jesus, gee U nie om dat ons gaan sterf nie? Voel jy nie ook so nie, dat Jesus weet nie van jou storm nie? Jesus wil jou storm kom stil maak. Hy wil sy grootheid in ons lewens waar maak en ons geloof bou en laat groei. Storms maak ons sterk, want ons is afhanklik van Jesus se hulp. Paulus sê ook, as ons swak is, dan is ons sterk, want ons beweeg na die ander kant van die boot, om hom te gaan wakker maak. Die oomblik toe hulle hom wakker maak, toe staan hy op. Hoe groot is sy genade nie, dat selfs in hulle verwyt, kom bedaar hy die storm om hulle. Markus 4 vers 39 sê, en Jesus het opgestaan en ernstig die wind bestraf, en het vir die see gesê, hou op, bedaar. Die wind het dadelik gaan lê, en daar het groot stilte gekom. Die see het dadelik doodstil bedaar, asof het moeg geword het, afgemat. Daar was dadelik perfekte vrede nadat Jesus die woorde gespreek het. Wanneer Jesus jou storm aanspreek, neem hy die krag weg van daardie storm in jou lewe. Die dinge wat jou moeg maak, maak hy moeg. Ons hoef nie meer te beklei vir vrede nie. In hom en sy woord is ware vrede. Ons dink soms dat wanneer die Here vir ons sê ons moet in die boot klim en na die ander kant toe, dat dit net sal goed gaan. Hy het dan die bevel gegee. Hy self is dan saam in die boot, hoe dan anders?
Dit moet mos net goed gaan. Maar selfs al het Jesus die opdrag gegee, al was hy in die boot, het die storms om hulle gewoed. So moenie dat jou storm jou geloof en jou vertroue in Jesus steel nie. Hulle was vreesbevange en hulle het dan vergeet van al die openbaring wat Jesus pas vir hulle vertel het, deur middel van al sy gelykenisse. Het hulle geloof ook oorboord geval, soos vrees die enigste tou was waarin hulle kon vasklou? Het hulle vergeet dat Jesus nog in die boot is? Dit is soos ons ook maar is. Wanneer die storms kom, dan kyk ons vas in die wind en die weer, die verwoestende gevare, en ons vergeet om ons verlosser en redder wakker te maak. In my lewe, wanneer ek in so 'n situasie was, het vrees gekom, en elke keer wanneer ek het vergeet het wie Jesus is en wat hy reeds vir my gedoen het en wie ek in hom is, in plaas van om hom wakker te maak deur ons uit te roep uit gebede, probeer ons alles in ons eie krag doen en ons raak moeg. Ja, dit lyk dalk chaoties, dit lyk stormagtig, dalk vreesbevange, maar ons moet dadelik vir Jesus wakker maak. Ons bid vir mekaar, vir ons situasie en ons uitdagings. So bring ons die Heilige Gees in ons storm. Dan staan hy op en hy maak die storm stil met perfekte vrede. Jesus vra vir hulle in vers 40, waarom is julle angsbevange? Het julle nog steeds nie geloof en vertroue in my nie? Wanneer ons vrees of twyfel, verwyd ons God, maar wanneer ons glo, eer ons Jesus met agting, 'n vrees, nie 'n vrees van angs nie, maar van bewondering van hoe groter hy is as enige storm. Vers 41 sluit af. Hulle was gevul met groot vrees en het onder mekaar gesê, wie is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Jesus maak jou storm stil. Laat jou geloof hom wakker maak. Erken jy dat jy hom nodig het en dat jy staan op, maar hy staan ook op en hy maak jou storm moeg. En vir jou gee hy perfekte vrede deur die storm aan te spreek. Wees stil. Jy spreek na hom en hy spreek na jou storm en perfekte vrede word ook jou deel. So vandag, maak Jesus wakker. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U sterker is as enige storm. Dankie Here dat U net 'n woord sal spreek en dat U soveel krag het dat selfs die wind en die see na U luister. Here, help ons om te onthou wie vir ons die opdrag gee, hoe ons U moet gehoorsaam en dat U by ons is, so naby dat ons U net hoef wakker te maak. Dankie Here dat U is nie iemand of 'n persoon wat slaap nie, maar Here, dat U aktiveer word wanneer ons in geloof na U toe kom. Dankie Here, dat U altyd gereed is as ons U wakker maak. Amen. Baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop julle almal bly warm en veilig. En onthou om kontak te maak met ons. As julle 'n e-pos wil stuur, kan julle dit stuur na westcoast@hisvision.co.za. En kom kuier by ons as julle in St. Helena Bay is. Donderdagoggend het ons 'n vroueoggend met 'n dinamiese spreker om 9:30 by His Vision. En ook die aand 6:30 het ons 'n hemelvaartdiens. Julle is so welkom om te kom. En natuurlik ook Sondag het ons 2 dienste om 8:00 vir die Afrikaanse diens en 10:00 ons Engelse diens. Ekskuus, 8:30. Baie dankie, baie seën en onthou om Jesus wakker te maak. Amen.